Dis my 'n besonderse voorreg om nie net 'n legende by ons te verwelkom nie, maar ook 'n vriend, 'n man waarvoor ek die wêreldste respek het. Dr. Jannie Du Plessis, welkom by Blindside. Baie dankie. Ek moet sê, ek voel baie geëerd dat julle so moeite doen met ons. Ek bedoel, skole rugby is tog maar die voedingsaar en vir mense soos julle van julle kaliber wat om notisie te neem is vir ons 'n groot pluimpie en baie dankie daarvoor. Ja, ek dink my producer gaan my heel waarskynlik ophang, maar ek wil 'n ander narratief tafel toe bring. En dis kom ek gevra het dat ek alleen met jou sit, Jannie. By die aard van die saak is ons bevoorreg om by baie skole te wees. En ons gesels met baie skole. En hierdie is my opinie, reg of verkeerd. Die Wesrand is vir my baie spesiale plek. En ek sal vir jou sê hoekom. Geen mens hier dra 'n masker nie. Niemand hier, soos Engelsman sê, compete met die Joneses nie. Mense is nie vals nie. Dis 'n opregte gemeenskap. Ek wat nou van Bethlehem af kom, het altyd hierdie idee gehad dat Johannesburg is net hoë geboue en baie verkeer. Want elke keer as ons hier kom speel het, dan moet jy Ellis Park toe gaan en by Ellis Park is die hoogste geboue in Suid-Afrika en daar's baie verkeer. Maar ek kon nie meer verkeerd wees nie, want soos jy reg sê, die Wesrand is uniek in die sin van jy is in Johannesburg eintlik, nie heeltemal Johannesburg, natuurlik is ons in Kreersdorp, maar dis in die rand, dis in Gauteng, die grootste provinsie of die grootste ekonomie in Suid-Afrika, maar jy kry definitief nog daai persoonlike verhouding wat 'n plek soos die platteland het, soos wat ek in Bethlehem leer ken het, omdat die mens opreg is. Ek dink ook wat die Wesrand spesiaal maak, is hierso kry jy mengelmoes van die normale lewe. Hier is mense wat regtig waar hoër middelklas is, maar hier's ook mense wat regtig finansiëel sukkel, en op 'n manier kom hulle almal by mekaar uit en behandel mekaar as gelyke. So ja, die Wesrand, as jy my gevra het of ek ooit gedroom het om in die Wesrand te bly, nee, ek bedoel mense droom om terug te gaan na waar jy groot geword het, maar die Wesrand het 'n manier om baie vinnig in jou hart te kruip en dit is regtig lekker hier en dis lekker om met sulke ontvanklike seuns te werk, want soos ek nou net sê, jy het van A tot Z en ons moet met al daai seuns moet ons ietsie unieks maak en dit bly 'n uitdaging en dit bly lekker. Ek moet vir jou sê, jy kom uit by wat vir my die hart is. En ek wil by Jannie Du Plessis se hart uitkom. Ons sal nou lekker rugby gesels. Daar's min mense op hierdie aardbol wat vir my so inspireer en ek sal vir jou sê hoekom. Ek het die voorreg gehad om uit 'n South African Hall of Fame perspektief jou in te huldig aan die Hall of Fame as deel van die 2007 Springbok Wêreldbeker span. Ek het jou maai aand ontmoet wat my kon gesels het en jy speel vir die Bokke, jy wen 'n Wêreldbeker, jy word 'n dokter. Jy is afrigter van hierdie skool, hoofafrigter. Om Johnny en maak my skool. Nee, en ek wil net en ek wil vir jou en ek wil emosioneel raak as ek daarby kom. En ek is nie om jou te expose nie. En ek dink die ding wat my inspireer is wie Jannie Du Plessis is en hoe hy mense dien. Ten spyte baie hartseer. Ja, die afgelope paar jaar was regtig taai. Waarskynlik die taaiste in my lewe. Ek bedoel, my seentjie was in 'n ongeluk gewees en ons het hom verloor. En ek dink kort na die ongeluk
dan probeer jy net so hard as moontlik werk om nie daaraan te dink nie. Maar iewers moet 'n mens dit verwerk en ek dink vir my dit was verskriklik eensaam as jy gewoond is aan rugby en 'n span en jy wen of verloor, het jy mense om jou op 'n maandag. Die dag as dit stop en jy's alleen, jy ry alleen werk toe en jy ry alleen huis toe, dis eensaam. Dis werklik waar en daai saam met die hartseer was het 'n mens amper ondergekry. So ek ry met 'n lied in my hart elke dag monument toe, want ewe skielik het ek natuurlik weer 'n span om my. Ek voel ek funksioneer beter in 'n span, maar ewe skielik kan jy weer met mense werk, want ons het nie die seisoen gehad wat ons beplan het nie. Ons natuurlik elke afrigter wil elke liewe wedstryd wen en dinge het nie hierdie jaar so ontwikkel soos wat ons beplan het nie, maar op die einde van die dag wen en verloor is 'n klein deel van iemand se ontwikkeling, van jong mans se ontwikkeling en in daai tye leer jy eerstens meer van jouself ken, maar jy leer ook meer van waartoe jy in staat is en ek dink hierdie seisoen ek sal dit nooit vergeet vir die res van my lewe nie, want ek dink nie net die seuns nie, maar ek en Reinhard Gerber, die backs coach, ons het baie meer van onsself ook geleer en dan as jy in 'n omgewing is waar mense opreg omgee en jy doen dit as 'n span en jy doen dit saam, dan maak nie saak of jy wen of verloor nie, wat ook al kom, jy sal dit kan oorkom. Ja, daar's my oulike gesegde wat die Engelsman sê. Hulle sê memories are the keys not to the past, but to the future. The experiences of our lives, when we allow God to use them, will become the mysterious but perfect preparation for the work He will call us to do. Nou wil ek met Jannie Du Plessis, hier is hierdie ou, vir wie ek met my hele hart lief is, en wat ten spyte van setbacks, gekies het om hierdie samelewing en hierdie community te dien. En ek wil vir jou sê, Jannie, daar is, en ek dink jy so het heel waarskynlik agtergekom het, jy weet, sodra 'n ding met 'n ou gebeur soos dit jou gebeur het, dan kom ou agter hoeveel mense is daar buite, met wie dit ook gebeur het. En ek dink die hoop wat jy bring in dit, om te sê, the sense in suffering, verstaan jy, ek gaan die Here te plan met dit ook. Dit is so waar, want voor so iets met jou gebeur is jy haas onbewus van die werklikheid. En ek wil sê, byna elke funksie wat ons doen, of elke wegwedstryd wat ons speel, of by elke liewe plek waar jy nuwe mense ontmoet, want dit is tog wat rugby is. Rugby is 'n spansport vir alle taal, nasies, volke, liggaamstipes. Rugby is die mooiste sport in die hele wêreld. En jy ontmoet mense, en oral waar ons kom, dan iewers deur die aand kom 'n ou na jou toe en sê, hoorie, weet jy wat, ek het ook 'n kind verloor, en natuurlik sal hy dit nie met enigiemand anders deel nie, want dis verskriklik sleg, en ek dink net mense wat daardeur is, verstaan dit, so hoeveel keer dit gebeur met mense, en hoe baie seer daar buite is, dink ek sal mense, dit sal hulle skok, of dit sal hulle verstom, want baie mense dra verskriklik seer saam met hulle, en dan dra hulle dit baie keer alleen, en ek het dit probeer vir 'n ruk, en ek het gefaal, en ek dink dis een van die grootste redes, behalwe dat ek ook lief is vir rugby, dat ek teruggekom het om rugby af te rig, en hoekom dit vir my so lekker is, want nou draai jy nie meer alleen aan jou las nie. My grootste gebed is dat die Wesrand en Monument Hoërskool en wat is sal toedraai. Hulle sê eenhou maak jy 'n verskil nie, ek verskil.
dit gaan nie oor die skoolbord altyd nie, dit gaan oor die impak van die veld af. En ek weet hoe lief jy vir kinders is, en ek weet hoe lief jy vir die game is, en ek is baie optimisties oor wat met hierdie skool gaan gebeur, as 'n skool met ryk geskiedenis, ons gaan nou met Wynand en jou gesels, en van Blindsides kant af, Jannie, ek het soveel respek vir jou en agting vir jou, en mag dit nooit ophou nie, mag jy nooit ophou wees, net wie jy is nie, want dis genoeg. Baie dankie. En mag die Wesrand die beste spelers in die land oplewer, want dis ek geniet vir die seuns, hulle werk regtig hard en ek dankie vir jou wense. Ons vat dit en ons waardeer dit. Dankie julle.